Chapter 19, page 65. Lemonade. Dit lyk nice, sê Bongie, hande in die sye. Ek staan langs haar en bekyk ons harde werk. Ek hoop nie meneer Marx of ou van Skalkwyk kry 'n oorval as hulle dit sien nie. Miskien was 'n muur vol musieknote nie heeltemal wat hy in gedagte gehad het nie. Liesel glimlag. Ek weet jou, hy gaan mal wees daaroor. Zayn kom met 'n kreun oorent van die skoolbank waarop hy gesit het. Daar is 'n swart verfstreep oor sy gesig. Hy beter hier verhou, sê hy. Ek dink my rug is mors af. Arme baby, sê Liesel en sit haar arm om sy nek. Net toe Zayn tevrede glimlag, smeer sy onverwag nog 'n groot swart verfblerts oor sy neus. Zayn gryp haar vas en probeer die verfkwas afvat. Hey, julle twee, oppas vir die verf, roos Bongie en gryp net betyds die blik verf uit die pad. Hulle hou op stoei vir die kwas. Bongie gaan sit op haar tromstel se stoel. Haar neef het vanoggend ons instrumente met sy bakkie opgelaai en hierheen gebring. Is ons nou klaar? Alles lyk vir my reg, sê ek. Ek's nou so honger, ek kan omkap. Nog 'n arme baby, sê Liesel en kom dreigend nader met die verfkwas. Ek hou my hande uit om te keer. As jy dit waag, sê ek waarskuwend. So they are busy fixing up the extra class, music class that's next to the orkest classroom, and they have painted one of the walls full of music notes, and they're not sure how Mr. Marx and Mr. van Skalkwyk, the principal, is going to feel about that. Then Liesel teases both of the boys with, they feel sorry for themselves because Zayn's back is sore, and Tiaan really hopes with all the effort they've put in, he says they better like the classroom. And she teases them by saying, oh, they're just a baby. Like, poor man, shame. And then she teases them by wanting to paint their faces. The instruments arrived. Bongie's cousin brought it that morning to the classroom. Wat dan, vra sy? Dan gaan ek, voor ek my sin kan klaarmaak, het sy klaar 'n verfstreep dwars oor my wang geverf. Sy dra haar kop skeef en hou my uitdagend dop om te kyk wat ek gaan doen. Dan gaan ek vanaand ekstra hard met skrop in die bad, sê ek met 'n sug. Bongie skuif haar tromstoeltjie reg agter die tromme. Voor julle mekaar heeltemal vol verf smeer, hoe lyk dit met ons eerste oefening in ons eie plek? Sy begin saggies 'n ritme op die tromme timmer. OK, sê ek, as ek uitpas van die honger en die verfwalms kan julle maar sonder my aangaan. Bongie rol haar oë. Ek het toebroodjies gebring. Ek glo dit nie, sê Zayn. Ek is al heeldag lank honger. En jy toebies. Bongie staan op en gaan haal die koelsak wat al van vroeg vanoggend af in die hoek van die vertrek staan. Sy rits die sak oop en haal 2 plastiekbakke en 4 glase uit. Tonne toebroodjies kondig sy dramaties aan. En lemonade. Sy begin die glase volskink uit 'n koeldrankbottel. Lemonade, sê Liesel verras. If life keeps handing you lemons, dan maak jy lemonade, sê Bongie. Dis glad nie so moeilik nie. Daar was 'n resep in een van my ma se resepteboeke. Ek het dit gisteraand gemaak. Jy gebruik net water, suiker en natuurlik suurlemoene. Zayn vat die glas wat Bongie na hom uithou. Op suurlemoene, toast hy en vat 'n groot sluk. Op suurlemoen, sê Tiaan met sy glas in die lug. Ons toast lagend. Bongie se toebroodjies is heerlik. Vir 'n ruk is dit doodstil terwyl ons eet. Die verf ruik nogal soort van lekker. So, Liesel does paint over Tiaan's cheek as he feels sorry for himself. And Bongie asks them, are they going to start making or playing some music? And everyone says yes, but Tiaan says that he is very hungry and he might just pass out from the paint smell.
And Bongi says she brought sandwiches, which is 2 broodjies, as well as lemonade. And she found a recipe in her mother's recipe book. It's literally just water, sugar, and lemons. And they toast to the band, and then they eat some food. Het een van julle al begin met 'n song? Vra Bongi na 'n ruk. Stilte. Niemand nie. Ek het probeer, sê Liesel, maar alles voel vir my simpel. Ek kon nie eens iets simpel reg kry nie, sê Zayn. Ek kan tune speel, maar ek kan nie dink aan song skryf nie. Ek het julle mos gewaarsku. Bongi kyk na my. Ek trek my skouers op. Niks wat wou werk nie, sê ek van wat vat 'n hap van my toebroodjie. Ek kon ook nie iets vorendag kom nie, erken Bongi teleurgesteld. Ek maak my mond oop om iets te sê, maar stop dit met nog 'n hap toebroodjie toe, voor ek iets stupids kwytraak. So Bongi asks them if they've started writing songs, and everyone admits they've tried, it's not working, or they aren't able to write songs. And Tiaan opens his mouth for a second time, and before he says something stupid, he decides no, he'll take another bite of his sandwich. Waar begin 'n mens, vra Zayn? Moet ons nie eers 'n tune kry nie? Ons kan mos later die woorde skryf. Vat van 'n liedjie oor lemonade. Blok ek dit uit. Al 3 kyk verbaas na my. Ek voel hoe my gesig warm word. Ek bedoel, miskien kan ons begin met 'n song oor ons band se naam. Suurlemoene, lemonade, so iets. Ek vat 'n sluk van Bongi se lemonade om te probeer wegsteek hoe embarrassed ek is. Bongi kyk agterdogtig vir my. Jy het al idees vir 'n song, sê sy. Kom aan, vertel. Ek skud my kop. Nee, man. Ek het sommer net gedink. Toe man, Tiaan, poor Bongi. Jy sien dan hoe sukkel ons. Ek sug, trek my rugsak nader en haal die klomp papiere en post-it plakkers uit. So Tiaan says, why don't they write a song about lemonade? And then he feels embarrassed by his ideas, and Bongi catches him out and says and realizes that he has already written some songs. So he takes out his notes and post-it notes that he previously wrote on and about in some of the previous chapters. Ek wag vir die gelag om te begin. Soos gewoonlik stel Zayn my nie te leer nie. Ek skryf vir jou 'n suurlemoen love song, broes hy. Ek sweer ek gaan hom vermoor. Shut up, Zayn, sê Bongi. Het jy enige ander voorstelle? So Zayn teases him about the attempts that he has made, especially the love song. And obviously Tiaan wants to kill him. And then Bongi puts him on his place and tells Zayn to shut up. And tells him, do you have any suggestions? Because he's a big mouth. Dis ongelooflik hoe Bongi dit regkry om Zayn elke keer op sy plek te sit. En sy kan shut up sê sonder om ongeskik te klink. It's amazing to Tiaan how Bongi puts Zayn in his place, and even saying shut up without sounding rude. Liesel sit regop. My hart is 'n suurlemoen. Wat? Vra Bongi verbaas. My hart is 'n suurlemoen, herhaal Liesel en hou een van my post-it plakkers in die lug. Dis stupid, ek weet, brom Tiaan. Ek wag dat sy ook begin lag. Dis great, sê Liesel. Waar's die res? Ek trek my skouers op. Dis al. My hart is 'n suurlemoen, sê Bongi asof sy daaraan proe. Dit klink sommer soos 'n song. Sy lyk opgewonde. Waar kom jy daaraan? Vra Zayn half verbaas. Ek besluit dis beter om nie te probeer antwoord nie. Liesel glimlag. Ek dink sy besef hoe embarrassed ek voel. My hart is 'n suurlemoen, sê sy. En jy is suiker. My gesig brand en ek kyk verleë weg. Ek weet nie, kom ons maak lemonade, roep Bongi uit. Zayn gooi sy hande dramaties in die lug. Wat mekeer julle? Dis 'n song, man, sê Bongi opgewonde. Hoor jy dit nie? My hart is 'n suurlemoen, jy is suiker, kom ons maak lemonade. Liesel glimlag vir my. Ek voel soort van weird, maar op 'n nice manier. Wat 'n soort beat het julle in gedagte, vra Bongi en skuif reg agter haar tromstel. Ek dink iets lekkers upbeat. Nota aan self.
Hoe op aarde het Edison daai bel ou, die gloeilamp en die telefoon uitgevind sonder post-it plakkers? So, one of the post-it notes that Liesel looks at says, "My heart is a lemon." And then they start, Bongi, Liesel, and Bongi and Liesel start adding ideas to the song because they really like what it says. My heart is a lemon. And then one of the girls says, "And I am sugar." And then one of the other girls says, I think it's Bongi. Let me just double check. Yeah, and then Bongi says, let's make lemonade. So obviously this is becoming a love song about two people who suit each other well. And then the note on the post-it note says, how on earth did that Edison and that bell guy think about the lamp and the telephone without having post-it notes?